Ons gaan net een vers uit Handelinge 2 lees, 'n vers wat ons eintlik nou al teen hierdie tyd ken, want ek het hom nou al 'n paar keer gelees, maar as jy daarby wil oopmaak, Handelinge 2, vers 42. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels, onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. 2020 vertaling sê hulle het volhard in die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid en dan dit wat daarmee saamgaan. Net daai vers. Die hart van hierdie teks lê in daardie woordjie volhard of volharding. Om toegewy te wees. Ja, die 83 het dit nou vertaal met hulle heelhartig toegelê. Met ander woorde, hulle hart en siel was daarin. Toewyding is die ander woord wat ons daarvoor kan gebruik. En vriende, ons weet nou dat toewyding so bietjie skaars geword het in die tyd waarin ons leef. Mense is nie meer so toegewyd soos dalk die generasie van tevore nie. Daar is nie meer 'n geweldige toewyding aan kom ek begin weer. Daar is nie meer so geweldige toewyding aan een werk byvoorbeeld. Die dae van oupas en oumas wat 'n 30 jaar en 'n 40 jaar sertifikaat vir toewyding of vir volhardende werk gekry het, gebeur net nie meer nie. Goue horlosies wat oupa gedra het of pen wat hy gekry het omdat hy 40 jaar in diens was van dieselfde maatskappy, word net al hoe skaarser. Toewyding ten opsigte van eredienste, of ek nou op 'n oggend lus is om te kom of nie kom nie, dit maak nou nie regtig meer, dit tik nie meer boksies nie. Ek kom as ek wil, en as ek koud kry of wil laat lê, dan doen ek nou maar net so. Toewyding ten opsigte van lidmaatskap. Daar's nie meer daardie ding van, ek het nou die dag weer met iemand in 'n gesprek gehad wat sê, my kerk is my kerk. Maak nie saak wat in my kerk gebeur, my kerk is my kerk. Baie ouens het net gewoon nie meer daai idee nie. As ek vandag hier is dit okay, as ek môre hop sound toe, dan is ek okay, as ek oor môre weg is dit ook maar okay. Daai gedagte van toewyding is besig om regtig waar in ons generasie weg te raak. En nou sê die slim ouens vir ons, dit gaan oor dat ons in 'n scroll mentaliteit in beweeg het, in 'n scroll kultuur, dis die woord, scroll kultuur in beweeg het. Dat net sodat jy jou foon vat en letterlik die hele lewe deur op 'n netwerk 24 op sosiale media, waar ook al scroll, daar's nie meer stil staan en diepte bestudeer, beleef, ervaar nie. Dis hoekom toewyding al hoe meer besig is om by die deur uit te waai. Terwyl ons iets van die vroeë kerk leer wat anderster was. Iets wat ons hoor is die heel eerste ding waarin hierdie ouens toegewyd was in die leer van die apostels. Wat ons nou vandag ken as die woord. Om in die woord van God toegewyd te wees. Trouwens is dit al in vers 46, hoor jy dit ook 'n keer dat hulle sê, hulle het elke dag gereeld by die tempel bymekaar gekom, juis om met die woord van God besig te wees. Dit was een van die primêre pilare waarop die vroeë kerk gestaan het, om toegewyd aan die woord van God te wees. Daar's 'n klomp ander tekste, en ons gaan nou nie by by almal van hulle kan stil staan nie, maar wat hierdie opdrag oor en oor na vore kom. Paulus sê vir die jonge Timoteus daar in 2 Timoteus 4 vers 2, volhard aan die verkondiging van die woord, hou daarmee aan, tydig en ontydig, altyd wees besig met die woord. Ons ken die baie bekende Psalm 1 se tweede vers. Hy begin deur te sê, dit gaan goed met die mens. Met wat 'n mens? Daai een wat sy vreugde vind in die woord van God, en dan hoor ons wat dit dag en nag oordink. As Josua die nuwe leier van die volk word, dan is dit die opdrag wat die Here vir hom gee in vers 8, Josua 1 vers 8. Om te sê, hierdie wetboek wat jy het, hierdie rigsnoer, dit moet jy dag en nag oordink, vers 8. Sorg dat jy alles daarin uitvoer, moenie links of regs daarvan afwyk nie. As jy Johannes 8:31 lees, dan hoor jy dis die Here wat met sy mense praat en sê, as jy in my woorde bly, dan gaan jy my disipel wees, en jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Jy leer nie die waarheid ken deur nie met die woord om te gaan nie. Jesus maak dit duidelik, as jy binne in my woorde bly, as jy met ander woorde toegewyd aan my woorde bly, dan leer jy die waarheid, en hierdie waarheid maak jou vry. Ongelukkig leef ons in 'n kultuur en 'n tyd wat dit nie meer gebeur nie. Navorsing, en julle weet ek is baie lief vir navorsing, en statistieke navorsing sê vir ons, in die Christian
Today tydskrif nou onlangs, ek dink is in Februarie 2026 gedoen, is die nuutste navorsing wat wys dat net 44% van mense wat sê hulle is kinders van die Here, spandeer op 'n daaglikse tyd met God. In stilte tyd, of in Bybel lees, of in een of ander vorm, maar op 'n daaglikse wyse. Net 44%. Die statistieke word selfs nog skerper, daar kom dit nou op. As jy daai ouens bietjie gaan loer, CT Magazine, dis een van die voorste ouens as dit kom by navorsing ten opsigte van wat in die kerk gebeur, en wat onder Christene gebeur, en ten opsigte van wat in ons koppe gebeur. Nou hierdie ouens het ook nou in 2026 het hulle nuutste navorsing vir ons gegee. Hulle sê dat die aandagspan van die mens, as dit kom by om op een spesifieke ding op sosiale media te konsentreer, wissel nou tussen 1.8 sekondes en 8.2 sekondes. Dis hoe lank my aandagspan is om op een enkele ding te konsentreer voor ek hom aanskrol. Ek gaan net eenvoudig aan, gaan net eenvoudig aan, gaan eenvoudig aan. En hulle het dit gaan opdeel om te sê, kort video's soos wat jy op TikTok kry, nee TikTok, wat is dit TikTok, nee TikTok. TikTok is TokTokie wat ons gespeel het toe ons kinders was. Nie daai ene nie. TikTok, daai dingetjie wat julle so scroll. TikTok en YouTube Shorts en hierdie reels en daai tipe van goeders, sê jy besluit, die navorsing sê, jy moenie vir my vra hoe dit daarby uitkom nie, ek kan vaar, hulle doen dit reg. Tussen 1.5 sekondes en 3 sekondes besluit jy of jy wil verder kyk en of jy nie verder wil kyk nie, en dan scroll jy eenvoudig aan. Langer video's. Goed, soos wat jy op YouTube sou kyk oor hoe werk 'n bepaalde ding, jy is onseker, en nou kyk jy gou 'n YouTube video om te kyk hoe werk hy, of jy wil iets nuuts leer, wat ook al, dan styg die gemiddelde kyktyd na so 2 minute toe. Dan het jou belangstelling verloor daarin. YouTube self het 'n baie interessante bladsy wat jy kan gaan kyk, wat is die gemiddelde kyktyd van video's wat jy laai? Nou vir ons as dominees is dit nogal 'n baie belangrike ding. Want ons kyk hoe lank kyk julle ons preke, as jy dit moet gaan kyk. En die skokkende is dat dit in die afgelope 3 jaar geval het van 11 minute na 7 minute na 4 minute toe. Nou vra ek myself, hoeveel van julle luister die volle 10 minute wat ek preek, of 20 minute, 15 minute, as jy op 'n video net 4 minute kyk. Ek sit met 'n dominee daar in die Kaap op die lughawe, ons wag vir die vliegtuig, en ons praat oor hierdie goeters. Ek kan nie onthou hoe die gesprek begin, en ek sê vir hom, maar weet jy kan gaan kyk hoe lank kyk jou mense, en hy spring dadelik op sy foon en hy begin loer en hy kyk, en hy was daar iewers in die Noord-Kaap, en sy gemiddeld was 3 minute en 20 sekondes. En is die man ontsteld? Hy is so kwaad, nee, hy is so moeilik, hy is so ongelukkig, dat hy dink hy preek die wonderlikste preke, en sy gemeente luister net 3 minute, en dan is hulle klaar geluister, klaar gekyk, maar dis die lewe waarin ons staan, en waarin ons leef. Hierdie einste makkers, hierdie CT Magazine ouens sê, dat in 2008, was die gemiddelde aandagspan van die mens 12 sekondes. Dit het nou gekrimp in 2026 na 8 sekondes toe. Nou skryf hulle daar so korter as 'n goudvis se vermoë om te konsentreer. Nou verstaan onderwysers hoekom hulle so in die skole sukkel met kinders, nê, wat nie kan konsentreer nie, wat nie luister nie, wat nie aandag het nie, want die aandagspan het alles so kort geword, en dis alles as gevolg van hierdie scroll ding waarmee ons in hierdie lewe het. Alles flip jy net weg. Jy skuif net op. En ons breine moes geleer het om 'n magdom van inligting, want die scroll effek is eintlik oneindigend. Jy hou net aan. Jy kan 'n heel dag scroll en daar's nie 'n einde daaraan nie. En jou brein moes geleer het om te filter. Watse inligting wil ek hê? Watter inligting ignoreer ek? Watter inligting wil ek net vir 'n oomblik na kyk? En dis dit. Maar daar's nie meer enige diepte nie. Daar's nie meer hierdie ek is toegewyd aan dit wat ek lees of bestudeer of bekyk nie. En hoekom sê ek al hierdie goede? Omdat ongelukkig ook ten opsigte van ons geloof 'n groot rol speel. En die wyse waarop ek en jy met die woord van God omgaan. Hierdie einste CT ouens, jy kan bietjie by megavoice.com kan jy oor hulle goeders meer gaan lees. Hulle het bevind dat die gemiddelde mens, en ek weet dis nou 3 of 4 ouens van julle wat glad nie op sosiale media is nie, julle is die bestes onder ons, maar die 99% van die res van ons is almal maar iewers op sosiale media. Sê dat die gemiddelde mens nou in die wêreld spandeer 141 minute per dag op sosiale media.
terwyl dieselfde ouens tussen 5 en 15 minute aan enige geestelike aktiwiteite spandeer. 2 uur, 19 minute, 141 minute in sosiale media, teenoor 'n 5 na 15 minute per dag, wat dit ten opsigte van die woord is. Die statistieke as dit by die woord van die Here kom, is amper nog slegter. Die groot groep Barna, julle het al baie gehoor, ek het van Barna se navorsing baie gepraat. Barna het bevind die laaste ruk dat gewone Christene wat sê hulle lees op 'n daaglikse wyse hulle Bybel tussen 5 minute en 10 minute lees. Dis die tydperk wat hulle aan Bybel spandeer. Dat daar 'n baie groter groep mense is wat glad nie meer Bybel lees nie. Trouwens in Amerika het die syfer geval tot 11%. Net 11% van Christene in Amerika sê hulle lees op 'n daaglikse wyse nog hulle Bybel. Die res nie meer nie. As dit by gebed kom, net die laaste ding, ons eie Bybelgenootskap het so 2 jaar terug in 24 het hulle ook so 'n stukkie navorsing gedoen. Toe het hulle gevind dat meer as 79%, jy kan maar sê 80% van alle Christene het meer as 1 Bybel in die huis. Maar in die styging van die hoeveelheid Bybels wat in die huise beskikbaar is, het die toewyding aan Bybel lees ook geval. Hulle het so 'n ding gehad om te sê, hoeveel Bybels het jy, en dan hoeveel tyd spandeer in die Bybel, en agterkom ouens wat meer Bybels in die huis het, so toewyding aan lees is baie minder, as ouens wat net 1 Bybel byvoorbeeld het. Ons het meer toegang tot die woord van die Here, as enige generasie voor ons. Maar terselfdertyd het die toewyding daaraan ook minder geword, as enige generasie voor ons. En ten opsigte van gebed is dit presies dieselfde. Ons hoor in hierdie selfde vers in vers 42, dat hulle was toegewyd in die leer van die apostels, die woord, en dan 'n paar ander goede daarmee saam, en dan uiteindelik ook in gebede. En ons het ook 'n klomp tekste in die Bybel wat vir ons ook op die belangrikheid van gebed wys. Handelinge 1 vers 14, wat sê hulle wat eensgesind volhard in gebed. Kolossense 4 vers 2 wat sê volhard in gebed, dit staan net so. 1 Tessalonisense 5:17 wat sê bid gedurig aan mekaar. In Lukas 5:16 hoor ons en 'n paar ander tekste hoor ons hoe die Here dikwels weggegaan het om alleen op 'n eensame plek te gaan bid. Ons hoor dat Markus op 'n stadium sê die heel nag het hy met sy Vader in gebed deurgebring. Gemiddelde tyd vir gelowiges tussen 2 minute en 5 minute per dag. En daar's 'n baie sterk tendensie hierdie slim ouens onder die jonger mense om nie meer 'n spesifieke gebedstyd te hê soos wat baie van ons het nie. Ons het in die oggend ons stilte tyd en ons doen ons gebed daar of in die aand voor ons geslaap. Die jonger generasie doen dit nie meer nie. Hulle druk gebede in die sin van 2 sinne of 3 sinne net so iewers oral in, dalk net voor ete, of as hy op die pad sit en hy dink hy moet nou na 'n vergadering toe gaan, dan net so, Here help my asseblief by die vergadering, of help my net om kalm te wees hier in die verkeer, of ek hoor iemand is siek, net asseblief wees met hierdie persoon. Dis net sulke sinnetjies iewers tussen, en daar's nie meer tyd wat afgestaan word aan gebed nie. Dis 'n nuwe ding wat besig is om onder ons jong mense al hoe meer te gebeur. Vriende, gemeente in die vroeë kerk is een van sy sterkste pilare, wat geweet het sonder gebed het die kerk nie krag nie, en sonder die woord het die kerk nie rigting nie. Is ons so 'n bietjie in die moeilikheid, en dan praat ek nie net van ons as gemeente nie, ek praat van die kerk oor die algemeen in die wêreld, wat hierdie toewyding aan die woord en aan gebed verloor het. Ons leef ongelukkig in 'n samelewing, ek dink nie dit is enige van ons se skuld nie. Ons leef in 'n samelewing wat ingestel is op kitsbevrediging, op onmiddellike resultate. Ek het vanmôre net so lekker gelag in die huis, want ek het dit hier geskryf. Onthou julle hierdie laaste 2 weke, toe een of ander moeilikheid was met die internetkabels in Suid-Afrika en die internet so stadig was? Hoeveel keer het jy hier in jou kop geskel oor, ja, die internet is stadig? Vanmôre in my eie huis met ek hy presiese woorde oor, maar die internet is om stadig. Jy is gefrustreerd as jy iets tik en jy moet onmiddellik reaksie kry en daar is nie reaksie nie. Dit is so, kom met tyd en niks is meer so maklik en so vinnig. Dit frustreer die duiwel uit ons uit. As jy nie onmiddellik dinge kan kry nie, want ons leef in hierdie kitsbevredigende, alles moet onmiddellik, alles moet dadelik daar wees, en dit maak dat ons aandagspan net so eenvoudig so kort geword het. Terwyl toewyding net mooi die teenoorgestelde vra. Toewyding vra tyd. Toewyding vra 'n stadiger pas.
Toewyding vra herhaling, toewyding vra volharding, toewyding vra tyd vir nadenke. Dis hoekom jy hoor die Psalm sê dit dikwels, hy's gelukkig as hy dag en nag die woord oordink. Lees nie net 'n sinnetjie en dis gone en verby nie, om die hele tyd met hom besig te wees te oordink dag en nag. Ek sou die beeld probeer vergelyk en met my nie verkeerd verstaan, ek dink dit is net 'n maklike beeld om dit te verstaan. Die vroeë kerk, die eerste gemeente was waarskynlik eerder soos 'n boom wat by waterstrome geplant was, waarvan die wortels diep was. En vandag se samelewing is dalk eerder soos 'n potplant, vlak, maklik om te skuif, maklik uitplantbaar. 'n Groot boom langs 'n water haal jy nie uit nie, jy sit hom op 'n ander plek sommer net neer nie. Daai wortels is diep. Terwyl jy in 'n potplant sommer maklik kan uittrek en 'n nuwe ding daar kan insit. Iets van hierdie, dit het begin gebeur omdat toewyding begin verlore gaan het. Omdat ons nie meer, en ek weet ons sukkel almal partykeer met tyd, maar dat ons nie, maar as jy ons 2,5 ure per dag op sosiale media kan spandeer, is daar ook seker nou nie so groot probleem met tyd nie. Maar dat ons baie keer sê, mense het nie meer dalk die tyd wat die ou mense in hulle dae gehad het, om meer tyd met die woord van God deur te bring nie. Maar dis inderdaad wat gebeur. Hoe minder tyd ons doen, hoe minder word ons toewyding. En geliefdes, hoor asseblief, 'n kerk, en nie ons gemeente nie, 'n kerk, kan die mooiste programme hê. Hulle kan die wonderlikste musiek hê. Hulle kan die beste tegnologie hê. Maar hulle lidmate kan nog steeds oppervlakkig in hulle geloof wees. Omdat daar nêrens hierdie toewyding aan die woord en aan gebed is nie. Jog, ek sien nou die dag 'n video en is eintlik skerry om van hierdie goed te kyk, van hierdie geestelike leiers in Amerika, wat deesdae as hulle op die verhoog opstap om te preek, dan is dit hierdie rookwolke en die band gee intro, en dis 'n entrance wat daai ou maak, asof hy 'n konsert kom hou. En dan preek hy nou net. En hierdie ouens is almal op hierdie hengse haai, maar as hulle daar uitbeweeg, dan is daar eintlik geen diepte nie. Dis net hierdie emosionele belading van ons laat jou lekker voel, en dis worship vir 2,5 ure lank, en dis rookskerms, en dis ligte, en dis konsert, man. Maar van toewyding met die woord van die Here in my persoonlike lewe, kom daar waarskynlik nie veel van sprake nie. My voorbereiding vir hierdie preek het ek op 'n teks afgekom. Ek dink ek het hom al 'n paar keer gelees, maar hy het my net weer 'n keer soos 'n hamer voor die oog geslaan. En jy kan hom maar asseblief in jou Bybel onderstreep, Amos 8 vers 11. Die profeet is besig om die woord van die Here daar te bring. En dan staan daar in vers 11, is die profeet wat namens die Here praat, maar daar sê die Here my God, dat ek 'n honger oor die aarde laat kom. En hoor nou, 'n honger nie na kos nie, 'n dors nie na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. En dan kom die skokkende vers 12. Die mense sal ronddwaal van see tot see, rondslinger van noord tot oos, om die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie kry nie. Mag ons nooit daar kom nie. Mag dit in ons leeftyd nooit gebeur dat ons met 'n oorvloed van Bybels in ons huis sit, maar dat ons 'n honger en 'n dors na die woord van die Here sal hê, omdat ons dit nie kry nie. So onmoontlik soos dit klink, so moontlik is dit, as toewyding aan die woord en aan gebed by die agterdeur gaan begin uitstap. Mag die Here vanmôre nie vir jou net skuldig laat voel nie. As jy skuldig voel, jy weet jy's deel van hierdie groepie wat nie jy's elke dag lees nie of baie min lees, dan is dit goed as die Here net vir jou so 'n bietjie sê, hoor ook jy. Maar die bedoeling is nie om jou skuldig te laat voel vanmôre. Die bedoeling is veel eerder om jou opnuut weer uit te nooi, ons as gemeente en ons as kerk uit te nooi, om te sê, Here, ek wil my Bybel weer oopmaak. Ek wil weer op my knieë kom. Ek wil die tyd wat ek aan sosiale media spandeer verminder en die tyd wat ek aan U spandeer vermeerder. Ek wil meer tyd aan U spandeer. Omdat ek hoor ook Hosea wat vir ons sê, Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan juis te grond as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En hierdie kennis is nie so seer intellekkennis nie, maar hierdie toewyding wat ek het, wat ek die woord van die Here ken, sodat die waarheid van die woord my uiteindelik vry maak.
En ek nie maar soos baie ouens, nou praat hierdie ou in die bakkie en dan het hy nou 'n woord gekry en dan volg ek nou weer, hy is die Messias omtrent en môre praat 'n ander weer in 'n ander bakkie of hy staan aan die dam en nou het hy 'n skrif gekry, dan glo ek nou weer wat hy sê, dat jy so heen en weer slinger gegooi word van nou glo ek dit, hierdie is nou reg, daai is reg. Nee, die waarheid sal jy ken as jy besig is om die woord van God dag na dag te oordink en te bestudeer. Die kerk sal nie oorleef as ons besig is met allerhande triks en schemes en mooi dinge om geboue vol te maak en mense hier te hê. Maar daar is 'n stuk oppervlakkigheid in hulle lewe omdat hulle nie self tyd met die woord spandeer en in gebed deurbring nie. Julle sal onthou ek het in die begin van die jaar gesê ek wil hierdie jaar wy aan die groot breë tema van die kerk. Kan ons asseblief weer oor en voor begin. En dan die mooi Afrikaans back to basics. Net om te sê, ons moet hierdie jaar net weer so vir 'n oomblik gaan kyk, wat het die eerste gemeente gedoen, en hoekom was hulle so suksesvol geweest? En hulle heel eerste 2 pilare waarop hulle staan, is toewyding aan die woord, en toewyding aan gebed. Ons kan dit nie anders doen vandag nie. Ons kan ja, maar dit gaan nie vir ons sukses waarborg nie. Dit gaan nie vir ons diep gewortelde gelowige mense op aarde neersit nie. Mag die Here regtig deur sy Gees vir ons so help, dat ons as ons uitloop vanmôre, daar 'n nuwe entoesiasme sal wees, 'n nuwe lus sal wees, 'n nuwe opgewondenheid wees. Dis die Here, ek gaan meer tyd in die woord spandeer. Ek gaan meer u woord leer. Ek gaan meer dit lees. Ek gaan meer met u praat in gebed, omdat dit die fundament is waarop die kerk van ons Here gebou is. Amen.